Okay. Jy lekker met gaswerk? Ja. Okay. Erg lekker. Ja, né? Erg lekker. Ja, erg. Sê Sondag. Ja, dis ek. Okay, vertel my eens 'n bietjie, wat het jy nou onthou van die vorige les? Ja? Ja? Was dit Nee, dis die vorige. Dat is die vorige les. Wat was die les? Dit was van die appel en die Nee, vlees. dat is die vorige les. Ja. Wat was die les? Laasweek was die appel. Laasweek het ons die sak gehad met die water en die kotlede. O, Dis die eerste keer wat jy in die les kan Jy moet jy vertrou op God. Ja. Volle vertrou op God. Sê weet jy wat Volle vertrou op God. volle vertroue op God se. Okay, jy kan nie halfpad vertrou nie, né? Okay. Al voel ek nie vir ons dit gaan reg wees. So wat is die demonstrasie met die sak met die water? Uiteindelik moet ons dit weer doen, want jy het seker op die video gesien. As jy 'n ziplock sakkie vat met tap water en jy sit hom toe. En jy hou hom bo in die kassepop en jy vat 'n skerp potlood en jy steek hom dwars deur op die wande. Moet jy trust gaan wat uitkom. Hy doen nie. So dis om daai te demonstreer om te sê dat ons God moet volkome vertrou, selfs al lyk dit baie weer wat hy vir ons sê om te doen. Jy weet daai leksies hier geen werkie. Dis om trust in sy gedagte altyd. Okay. So as was ek se les, ons moet volkome op God vertrou, né? Al lyk dit of die Here maar is, hy is nie maar nie. Hy is altyd reg. Ons is al. Okay. Nee, ons is nie maar nie. Ons gaan ek doen. So baie keer lyk nie goed vir die Here vir ons sê om te doen snaaks, né? Kan jy dink hoe Moses sê vir al die mense? Moses sê, Here, jy het nie raai by my vader maar die mense wat gaan nie. Verstaan? Dit lyk onmoontlik, maar God is reg. En ons moet hom vertrou volkome dat dit sal reg is. Okay, so dit was ek se les. Okay, die topik van vandag is beloftes en voorwaardes of wat julle beter ken is terms and conditions apply. Okay, wat sê hierdie ding? Vertel 'n bietjie wat sien julle? Wat sou jy onder? T's en C's. Terms and conditions apply, okay? Die 3 for 2 is by 3 for the price. Okay, so wat beteken dit? Sê as jy 2 koop, kan jy enetjie verniet kry. Is ek reg? Ja. Okay? So wat weet julle van voorwaardes en beloftes? Want hier is nou 'n voorwaarde en 'n belofte. Die belofte is jy mag een verniet kry, maar die voorwaarde is jy moet 2 koop. Jy kan nie een koop en een verniet kry nie, né? Dan werk die belofte nie. Okay? Sê jy dus? Okay? So wat weet julle van dit? Waarso sien julle nog voorwaardes en beloftes? Omdat ons elke dag gaan nooit movie te kyk. As jy in die woord staan ons baie as jy in my gebed Ja. gaan Kom ons kyk van die elke dag se goed, né? So julle sit in die klas en werk in die skool en juffrou sê, julle kan gaan buite speel, dis 'n belofte, hè, sy belowe dit. Maar wat is die voorwaarde? almal moet hulle werk. Jy is jou klaar, jou werk klaar. Okay. So jy kan net gaan buite speel as jy die voorwaarde hou, die voorwaarde is om die werk klaar. Verstaan julle? Beloftes en voorwaardes. Gee my nog 'n voorbeeld. Gee my iemand nog een. Ja. Die juffrou sê jy kan 'n prentjie teken op die witbord net as jy klaar jou prentjie het geteken. Okay. So die beloftes mag op die witbord teken, en die voorwaardes moet jy uitprent in die boekies klaar. Okay. So bly jy kos. Wat my juffrou vandag gesê, as jy nie daai inkleer by jou werkie, dan het jy nie Appetite. So sien, die belofte is jy moet appetite, maar die voorwaarde is jy moet eers jou prentjie klaar gee, né? Okay, ja. Soos jy, mama sê jy mag 'n chocolate kry na jy geëet het, maar die voorwaarde is jy moet eers. Yes. Ja, jy het die Yes. laaste volgende prentjie aanbied. Ja, okay. Okay, so julle verstaan waar dit gaan, né? So nog 'n voorbeeld. Kom ons kyk vir nog ietsie. Ja? Wat jy daar is eintlik? Is jou mamma sê, jy moet dra, eers as jy klaar smog. So die belofte is jy mag erop dra, maar die voorwaardes is weer slaap met skool. Okay. Ja? Jou ma sê jy mag ry net as jy jou lisensie gaan koop het. Wel, Kry. Dis kopere. Okay, kom ek het nog 'n paar geskryf. Ons gaan na die Bybel toe, né? Ons gaan demonstreer ook nou hierdie ding. So, die
nie, die skrif was moeilik, maar ek het toe nou op die einde 'n ander skrif gekry. So kom ek vir, hierdie is 'n eie skrif wees, ek gaan net vertel. Julle weet toe hulle nou uit Egipte uitkom, né? Toe hulle 40 jaar in die woestyn voor hulle die beloofde land gaan, en toe is Moses mos nou dood en Josua kry die volk. Ken jy daai storie? Ja, Okay. So Josua kry die volk by Moses, hy gaan toe nou na die Jesus toe, en God sê vir Josua, hier is jou beloftes. Hy sê, die belofte is, elke plek waar jy voet op trap, soos wat jy loop, sal ek jou gee. Hy sê, ek sal by jou wees al die dae van jou lewe, en niemand sal voor jou kan staan nie, soos hulle oorlog is, hulle altyd wen. Nee, dis beloftes. Hy sê, maar, sien, daar is 'n voorwaarde. Hy sê, mag jy regs of links afwyk van my woord af nie. So jy mag ongehoorsaam wees en my heeltyd kom vra. Josua sê, nee, hy verstaan nie dan. En jy nou onthou, toe kom ons Jericho op. Onthou jy dat Jericho gebeur? Wie ken jy so van Jericho? Nee, ons op die stad geloop 7 keer keer. Okay. So Josua het presies wat God gesê het. Hulle loop om, doen presies wat Here sê, alles van mekaar. Alles is great. Josua dink hy is nou so goed, hy verstaan nie ding. Die volgende stad wat hulle inval, vra hy nie van God wat hy moet doen nie, hy gaan soms sy eie. En daar kry hulle op in Moses, né? Daai mense maak hulle dood, hulle hardloop terug. Joshua skeer sy klere, hy's hartseer, hy gooi die as op sy kop en sê, ag Here, plaas jy so aan die ander kant van die rivier groot, dat hierdie mense gaan ons almal doodmaak, u naam gaan nie groot word nie. Wat het die Here net vir ons gesê? Wat is die beloftes? Elke plek waar sy voet op staan, niemand sal voor hom kan staan nie, en hy sal by hom met al die dae. So hoekom het dit nou nie gebeur nie? Hoekom het die belofte nie gewerk nie? Jy kan dit nie geluister. Hy het regs op ons afgewyk, hy het die voorwaarde gebreek. Verstaan julle? So hy het nie by die voorwaarde gehou nie, tot God nie by die belofte gehou nie. Verstaan julle hoe ernstig is dit eintlik as ons nie by die voorwaardes hou nie, né? Nou nie die chocolate kry as jy nie jou kos gee. Yes, en jou ma sê mos as jy nie gaan ophou nou nie, gaan ek jou pak slaag gee, né? Die belofte is die pak slaag, die voorwaarde is. Jy weet Jy moet luister, né? Okay, kom ons vat gou nog 'n voorbeeld in die Bybel, né? Psalm 91, wie van julle ken hom? Kyk, Psalm 91 is vol beloftes. Hy sê geen pes sal naby jou kom nie, die dief in die nag sal nie naby jou kom nie, 1000 sal val, daai kan 10.000, maar niemand sal na jou toe kom nie. Het jy al gelees? Dit is 'n klomp beloftes. Klopt. En dan op die einde sê hy die voorwaarde. Die voorwaarde is omdat jy my liefhet, omdat jy my naam ken, sal al hierdie goed so wees. Kyk, so jy moet 'n verhouding met God hê. Ja. So baie mense as dit moeilik gaan, dan ruk hulle op Psalm 91 en hulle luister. Maar help jy hulle nie, dan dink hulle, ja, maar Here het beloof. Maar hulle het nooit 'n verhouding met God gehad. Hulle het nooit by die voorwaarde gehou nie. Dan is Psalm 91 leefwoorde en dit beteken niks. Ander woorde vir voorwaarde. Ek help my maatjie. Hm? Ek help my maatjie as Arnold om sy kosplek kry en rond met dit. Ek wil die kosplek Dan kry my daai en is nie beloftes voorwaarde nie dit sal. Wat is ander voorwaardes? Die ander woord wat ons gaan dink, wat hoe ons onsself moet afvra as ons die woord lees na so 'n belofte. Die Here gee altyd 'n ander woord vir voorwaarde, is 'n strategie hoe om die belofte te verkry. Of ja, 'n strategie, 'n metode. Ja. Soos hy het vir hulle gesê stap 7 keer. Ja. Dis die metode. Hoe kry ek die belofte? Ja. Ek moet dit doen. Ja. Ja. Want dit is net te complicated. Hulle het net Nee, by die maar- ouer Here gesê dit moet hou. Ja, maar dit is die hoe. Ja. Jy kan nie net aanspraak maak dan as jy Nee, die nee. hoe nie na. Ja. Okay. Nou, dit verstaan. Ja, die Okay. hoe. Of weet jy nou Hoe gaan ek die belofte kry? die voorwaarde. Ja, hoe gaan ek sê dit volg? Ja, jy moet obedient wees. Ja, dit Gehoorsaam is wees. obedient. Ja. Ja, Ons gaan nou, ek het ook ingeskryf. doen wat ek sê. Okay, so hier's nog 'n belofte en voorwaarde oor vergifnis, né? Jy weet so mooi hoe jy leer. Dit is baie moeilik om te vergewe. Jy weet julle kinders vergewe maklik, nie groot mense se goeie. Okay, so wat sê hy? So hy sê maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader, ons moet net jou vers hoor, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dink julle ons kan in die hemel kom as ons nie vergewe is nie? Nee. Okay, so ons moet, Jesus moet ons vergewe vir ons om in die hemel te kom. So hy sê, daar's 'n belofte, as jy iemand vergewe, Vergewe hy hom. enigiemand wat iets aan jou doen, selfs jouself vergewe, né? As jy self iets simpel gedoen het, moet jy jouself gaan vergewe daarvoor. As jy dan kan jy in die hemel kom. Dis die belofte, maar die voorwaarde is jy moet vergewe. So ek kan nie vir jou na kwaad bly nie, verstaan? Want dan gaan die Here niks van terug nie.
sê nou maar Kiana het my kar gesteel, né, en hy sê kwaad, baie kwaad, né. Die Here sê in die Bybel, hy sê alles wat iemand van jou steel sal ek dubbel vir jou teruggee. Maar wat is die voorwaarde? Ek moet hom vergewe. Verstaan? So ek kan nie sê nee, Here gaan vir Kiana uitvat, dan gaan my kar terug. Nee, ek moet dit vryspreek en let go, heeltemal vergewe van. Dan sal die Here by jou help. Okay? So verstaan julle dat hierdie is 'n baie diep geestelike beginsel, want dit gaan deur tot by die vergifnis ding. Okay, wag, hy raak nog dieper, ons gaan nog 'n keer wat in Romeine. Sorry, ek kan net eers nou 'n skrif gekry wat 'n een skrifgie is, nie 'n storie is nie. Romeine 8:28, né? Hy sê sorry, Romeine 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek het, sal jy gered word. So Jesus sê, hy het aarde toe gekom om ons te red, né? Dis 'n belofte. Maar wat is die voorwaarde? Jy moet dit met jou mond sê en jy moet in jou hart glo. So jy voor mense kan sê, ek glo Jesus en ek glo dit in my hart dat hy dood het opstaan en my sondes vergewe. So as ons nie 'n voorwaarde belofte verstaan nie, dan mis ons die hele punt hoekom Jesus gekom het. Hy het beloof hy kan ons vrymaak, maar die voorwaarde is jy moet aanvaar dat hy kan doen dit in kruis. Verstaan julle dit? En dit uit, nie net sê Here. Ja, dis ook ja, kyk, hierdie is ons 'n dooie woorde, ons moet dit wys. Ons gaan die vrug van die Gees doen 'n ander keer. Ons moet wys, né? Onthou jy nou in die breë pad. So jy moet kan wys jy loop op die nou pad. Okay. Het jy nou geweet dat die mense wat die Bybel baie deurgelees het, sê dat daar oor die 7000 beloftes in die Bybel staan? Wow. Ja, ek het eers gelees al. 33,000, lyk my jy het al die Bybel klomp gelees. Ja, ek het al so begin skryf, maar dit is raak overwhelming. So, 7,000, 33,000, baie beloftes in die Bybel. Okay. Maar dit is net waar, as jy die voorwaarde hou. Verstaan jy? So as jy die voorwaarde beteken aan belofte is niks, dooie woorde. En die voorwaardes, ek het 'n paar goed neergeskryf. Wat is die voorwaardes? Ons moet verhouding met hom hê, ons moet hom absoluut ken, né? En alles moet hom bespreek. Jesus, ek sukkel nou met dit, 'n maatjie wat lelik is met my, ek is bekommerd oor daai, ons kar het gebreek, ons gaan atletiek hardloop, help my vir enige ding. Nee, ons alles moet hom deel, né? Soos dat jy met jou mamma en jou pappa deel. Ons moet kan vergewe. Dis 'n voorwaarde wat ons moet behou, né? Ons moet gehoorsaam wees, né? Ons moet luister. Mamma en pappa, ons moet luister vir wat God vir ons sê. Ons moet hom 100% vertrou. Dit is die laaste les, né? Ons moet op die nou pad loop. Ons moet ons vol met God se Gees, ons deur opmaak vol met die appel. Okay? So ek het net 'n paar voorwaardes geskryf vir ons klomp wat saam met die beloftes loop. So die tannie wil julle moet vandag hierdie ding vasmaak in julle hart, dat God se beloftes is ja en amen. Dit staan in die Bybel, né? Daai skrif hy sê elke belofte van hom is ja en amen. Die ja beteken hy het ons gegee, die amen is ons het gevat. So elke nuwe belofte van God wat in hierdie woord staan, of dit nou 7,000, 33,000, hoeveel duisend is verseker waar as ons by die voorwaardes hou. Okay. So daai is 'n baie belangrike beginsel wat ons moet onthou as ons in die lewe vorentoe gaan. So wanneer ons by 'n plek kom waar dit lyk of dinge nie vir jou werk soos God beloof het dit werk nie, moet ons nie met 'n moue gesiggie gesê, "Ag, Here, hoekom werk dit nie?" Soos Josua gedoen het nie. Want na Josua het sy tweede keer sê die Here, "Kom staan op man." Hy sê die voorwaarde verbreek. So ons moet nooit vir God gaan mou en sê hoekom werk die beloftes nie. Ons moet onsself kyk en vra, wat ek die voorwaarde verbreek dat hierdie belofte van God nie in my lewe gewerk het nie. So ons altyd God die skuld gee as die belofte nie werk nie. Maar as nie sy skuld is, is sy skuld. So ons moet onsself gaan ondersoek om te sê, waar het ek nie byvoorbeeld, waar was ek ongehoorsaam, waar het ek nie my maatjie vergewe nie, waar het ek nie God 100% vertrou nie, waar het ek nie verhouding gehad nie, ek was meer met die wêreld besig met selfoon en goed, plaas met die Here. Julle verstaan daai. Waar was ek besig met die verkeerde goed dat hierdie ding nie gewerk het nie? En dan wat was die vorige les ons gedoen het, toe uit waar die rok aangehad het? Ons kom onmiddellik terug ons gaan die tent en hy was ons skoon afgaan. En ons is weer terug op die pad. Okay, so jy moet nie skuldig voel oor dit. Aan die pens maak ons saak met die Here is 'n stap saam. Jesus het daarvoor voorsien. Yes. Ons leer ons van. Hy sê dit is 'n probleem. Wat sê David soos? Okay, het jy nog? Wil jy nog ietsie bysit of ietsie vra? Is jy reg? Okay, nou die groot, wie is die groter kinders? Jy,
en jy op jou ander been spring. Okay? 1, 2, 3, 4. So ons gaan op een been spring. Die belofte is jy eerste kom jy sweet kry, maar jy voorwaarts die eerste kom. Okay, spring jy dit teen mekaar? Né? Wag, wie ek en Jamie. Ja. Nee, maar Jamie, ek wil net so doen want ek dit kon en ek Jy net wat daar weet, kyk jy rondspring. Okay, gaan daar in die gang af, dus kyk, kom, kyk jy daar rond. Ja, obviously. Okay, pas op julle, want hulle gaan nie kan stop, hier staan langs die kant. Okay, hierso. Linkervoet Sion, hè? Okay. Okay, ready, set, go. Julle cheat altyd. Wat is dit nou? Jamie by 0,5 millimeter. Kom, waar is die ander boetie? Ja. Spring uit en Jamie, laat ons sien wie wen van julle twee. Jamie, julle mag nie voor die tyd begin nie, né? Stop, hulle gaan. Ready, set, go. Okay. So Jamie mag 'n sweetie kry want hy het die voorwaarde gewen, hè? Okay. Wie's volgende? Die girls. Okay, spring julle twee teen mekaar. Julle twee gaan. Julle twee kleintjies, ja, gaan. Okay, merke gereed, gaan. Een been. Kom. Asai, Bella. En die voorwaarde gehou, sy het gewen, sy mag die belofte kry. Okay, wil julle spring? Wil jy spring? Hæ? Okay, kom spring jy, Lia? Wil jy spring? Wil jy spring? Okay, ja. Jy kan spring. Kom, jy is nog 4 girls oor. Dis wie gaan teen mekaar spring? Haai twee. Kom, gaan Kiana spring. Okay, is julle reg? Ready, set, go. Oh, is baie naby. Hoe is julle almal so ewe vinnig? Hy spring saam met Kiana. Hæ? Okay, Sion. Kom, Sion op sy linkervoet. Spring hom weg, Kiana. Nee, Sion staan te voor, jy cheat. Kiana staan by die lyn. Ready, set, go. Okay, so julle verstaan nou hoe werk hy, né? Beloftes en voorwaardes. Okay, sê gou vir my, wat het julle geleer vandag? Gaan sit gou weer? Julle gaan nou 'n sweetie kry. Kan jy vra nie? Ek gaan nou vir elkeen een vir jou. Okay, so wat het julle geleer? Ek weet nie terug hoe dit is hoor, maar jy het jou hart ingesit. Kom die belofte is, julle kan elkeen 'n sweetie kry, maar die voorwaardes moet net terug goed gee. Hy het gehoor vandag. Nooit jokie, baie belangrik daai, hè? Ja. Ons moet die belofte hou en laat ons die voorwaarde. Vra dat hy jou help voor. Waar dit nou, ja? Ons moet in hom glo en ons moet ook van hom vertel word. Baie belangrik, vertel van hom, né? Dis die enigste opdrag wat Jesus ons gee, ter opvolging sê van hy kom op disciples, sê van hy vertel hom van my, né? Hoe kan ek vir iemand vertel van Jesus sonder dat ek 'n woord sê? Hoe gaan ek dit? Sê, hoe gaan ek dit? Dat is iets aan jou wat ander mense nie altyd het. Okay. Wat is in jou? Jy gaan gehoorsaam wees aan die wil van God. En dan gaan almal sien. Jy ken hom. Ja. Dan hoef jy niks te sê nie, dan sê that's nice. Dis iets anders beteken, hè? Sien, want ons by die voorwaardes hou, dan is ons in gehoorsaam gegewe met mekaar, dan sien mense dit in ons. En dan word God se beloftes ook waar, dat hy sê dat julle sal die lig wees vir ander mense daar buite. Julle sal anders lyk, sien dit, terwyl hulle dit ook het. Okay, is jy reg? Okay, James, die video is mag ek nie. Hulle het